vandag 'n goeie en geseënde dag. Ons teks is 1 Korintiërs 13:12. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Weet julle, as daar nou een ding is wat Paulus regtig goed verstaan het, is dit volmaakte en onvoorwaardelike liefde. In die Grieks word hierdie woord wat ons met liefde vertaal het, met agape uitgebeeld. En as 'n mens nou dink, hoekom Paulus hierdie liefde so goed sou verstaan, is die enigste antwoord eintlik maar net, omdat hy 'n persoonlike ontmoeting met die Here Jesus gehad het op die pad na Damaskus. En daar waar hy op pad was om eintlik, soos wat hy gedink het, vir God 'n guns wil doen, maar eintlik God se teenstander was, vind hy nie net begenadiging in God se oë nie, ook kies die Here hom om die goeie nuus van verlossing in Jesus Christus te versprei. En van daardie dag af was Jesus Paulus se grootste werklikheid. God se liefde. Dit het vir Paulus op daardie bekeringsmoment op die pad na Damaskus die grootste werklikheid geword. Nou, dis na hierdie werklikheid wat Paulus in ons teks strewe. Hy sien daarna uit, na hierdie liefde, wat God self is. Hy sien daarna uit om vir ewig in God se teenwoordigheid te wees. En om alles te kan verstaan. Om nie meer te raai nie, oor wat God eintlik bedoel in die skrifte nie, maar om te weet, en die belangrikste, om self met God te praat. Dis waarom hy die beeld van die dowwe spieël gebruik. Hy wil daarmee sê, ons weet nog nie alles nie. Wat die ewige, wat die goddelike en die geestelike dinge aanbetref, daaroor verskil ons van dag tot dag in interpretasie. Dit beteken nie noodwendig daar's iets fout met ons geloof nie. Net dat ons alles nog nie so mooi verstaan nie. Dis soos om in 'n spieël te kyk en dis skerp skemerdonker in die kamer. Jy sien jou eie beeld, afgeets daar in die spieël. Jy sien die buitekante van jou liggaam, jy kan dit uitmaak, maar dis dof en dis onduidelik, en jy kan nie alles so mooi sien nie. Nou sê Paulus, hy sien so uit na die dag, wat hy alles sal kan sien, rondom God, soos wat dit werklik is. Wanneer iemand in die kamer sal inkom, en die lig aanskakel. Dan kan hy sy volle gesig in detail sien, sy volle liggaam in detail sien. So hy wens hy kan alles sien soos dit werklik is. Die ou vertaling van die Bybel lees, nou weet ek nog net ten dele, maar eendag sal ek ten volle weet. Nou geliefdes, een ding wat mens opval as jy na die oorspronklike taal van ons teks kyk, is dat Paulus op 'n manier agtertoe kyk om te kan vorentoe kyk. Hy gebruik hier in ons teks 'n woord en verwys met hierdie woord na 'n gebeurtenis in die verre verlede, daar waar God met Aaron en Miriam gepraat het oor Moses. Ons moet onthou, Paulus was voor sy bekering 'n fariseer. Dit is soos om in ons tyd 'n professor in teologie te wees.
Paulus het die destydse skrif baie goed geken en God se wet op die punte van sy vingers geken. Maar hier in ons teks in vers 12 gebruik hy 'n woord en enigmati. Dit beteken letterlik in 'n raaisel. Die Griekse woord enigma is waar die Engelse term enigma vandaan kom. En in Afrikaans praat ons ook van enigma. Dis nie 'n baie bekende woord wat ons gebruik nie, maar enigma beteken letterlik 'n duistere saak of 'n geheim, sê die HAT. Dis iets wat vreemd is en nie verstaan word nie. En enigmati is om, met ander woorde, nog in die donker te wees, in die duister te wees oor 'n saak. Dis 'n enigma, byvoorbeeld, om te probeer om God se grootheid ten volle te verstaan. In hierdie wêreld sal dit nog vir ons altyd onverstaanbaar wees. So God se grootheid is 'n misterie. En die woord wat ons met dowwe vertaal het, is letterlik eintlik enigma. Dis onbegrypbaar. Ons verstaan dit nog nie. Dis wat Paulus sê. En waarna Paulus in ons teks verwys is om so naby God te wees, soos wat Moses was. Want God het direk met Moses gepraat. In Numeri 12:8 sê God aan Aaron en Miriam oor Moses: met hom praat ek mond tot mond in sigbaarheid en nie deur raaisels nie. In die Grieks wat hier gebruik word is die enigmaton. Met ander woorde, hy praat met hom nie in raaisels nie, maar sigbaar, verstaanbaar, mond tot mond, oog tot oog. Want sê God ook, hy het die heerlikheid van die Here gesien. Dis nou Moses. So God sê, hy praat met Moses mond tot mond, direk, van aangesig tot aangesig, en dis eintlik waarheen Paulus verwys in 1 Korintiërs 13:12. Hy sê dat ons, jy en ek, eendag alles ten volle duidelik sal verstaan, en dat God met ons sal praat, soos wat hy met Moses gepraat het. Vir Paulus is Moses se mond tot mond ontmoeting met God, dis op 'n manier 'n voorsmaakie van wat elke gelowige in die lewe hierna sal ervaar. Ons sal God se heerlikheid sien. Ons sal God van aangesig tot aangesig ervaar en nie meer in raaisels oor hom praat en van mekaar kan verskil oor sake nie. Nee, ons sal alles helder en duidelik sien en ook weet. Daar sal nie meer misverstande en misinterpretasies wees nie. Ons sal alles sien, ken, soos dit werklik is. Paulus leer dat alhoewel ons tans in ons huidige oomblik nog baie dinge van God nie verstaan nie, as 'n soort raaisel sien, dat terwyl baie dinge van God vir ons nog 'n enigma is, en al is ons nog nie in staat om die goddelike ten volle te begryp nie, ons met Jesus se wederkoms sal. Dan gaan niks meer onduidelik wees nie. Ons sal die lewende God se ewige heerlikheid en mag van aangesig tot aangesig sien en alles weet. Ons sal met die Here praat, mond tot mond, en hy sal met ons praat, en niks sal meer 'n misterie wees nie. Hemelse Vader, dankie dat ons rondom u woord so stil kan raak, en dat u ons hierdie belofte gee, dat ons eendag alles sal weet. Mag ons lewe
U naam waardig wees, Here. Mag U heerlike naam deur ons lewe geheilig word, mag U koninkryk in ons harte deurbreek en mag alles wat ons hier op aarde doen U wil verteenwoordig. In Jesus naam. Amen.